Nou Openbaring 12 gee vir ons 'n baie mooi inleiding. Sê vir ons presies wat die duiwel probeer, wat sy rol en sy funksie is. En dan wys dit ook vir ons dat die rol wat hy in die Ou Testament het verander. In die Ou Testament was die strategie van die duiwel om mense aan te kla, soos Job. Ons lees ook in ander gedeeltes dat die duiwel die aanklaer was. Hy het heeltyd die foute wat God se kinders gemaak het vir die Here gaan sê. Nou lees ons hier in Openbaring 12 dat hierdie rol van die duiwel verander. Hy is nie meer die aanklaer nie. Want die oomblik as hy uit die hemel uit gegooi word, verander sy rol nou na die misleier en die verleier. En ons lees in Openbaring 12 dat die duiwel 2 keer verloor. Die dier verloor die eerste keer as Michael die engel hom oorwin, en dan verloor hy tweede keer wanneer die vrou in die woestyn invlug, dis die kerk van die Here, en wanneer hy water agterna spoeg, en dan word die kerk beskerm want die natuur gryp in en die water val in die woestyne. So, dis 'n dom ding om water in die woestyn in elk geval te gooi, sand is beter, maar dit wys vir jou die grappie wat Johannes eintlik hier maak. So oneffektief is die duiwel wanneer hy die kerk wil vervolg. So vir ons is dit belangrik dat die dier verloor weer, maar die verloorder is baie gevaarlik. Ons sien wat in die hemel gebeur, hy vat 'n klomp sterre met hom saam, 'n derde, en dan word hy op die aarde uitgegooi. So hy storm die hemel in, om oorlog te maak, en hy val dan uit. Hy word uitgegooi deur God se engel, Michael. In Daniël 7 kan jy van hom gaan lees in die Ou Testament, waar Michael die engel was wat teen die bose beklei het. So God self is nie betrokke in hierdie oorlog nie. Want die eerste geveg wat die duiwel klaar verloor het, was die geveg aan die kruis, opstanding uit die dood. So die tweede wat hy verloor, is teen die engel van God, Michael en sy engele. En die derde geveg wat hy verloor, is die geveg teen die kerk. So al wat vir hom oorbly nou, is om te verlei en te mislei. Die duiwel of die draak het al hierdie koppe in krone, want hy wil vir homself mag en heerskappy vir homself toeëien. Julle onthou in Openbaring 4 het ons gepraat oor die troonkamer van God, waar God in beheer is, waar God se troon en beheer is, en van waar alles gebeur. So nou kry ons die groot naaper, die duiwel, wat homself voorgee as God, homself voorgee as iemand met gesag. Maar selfs in daardie posisie wat hy vir homself gee, verloor hy teen die kerk. En nou as ons teruggaan na die 7 gemeentes toe, sal jy agterkom hoekom die Here heeltyd vir hulle spesifieke dinge gesê het vir elke gemeente. Terug te keer na hom toe, hulle moet nie lou wees nie, hulle moet warm wees ensovoorts, sodat hulle met die hoop en met die volharding in die eindtyd kan ingaan. En die eindtyd het ons gesê is die tyd tussen Jesus se hemelvaart en sy wederkoms. En ons is al vir jare en jare in die eindtyd gewikkel. So wat nou belangrik is, die verlossing van die Here. En nou sal julle sien, dieselfde wat gebeur in Openbaring 4, 5, 6 en 7, word die volgende uitgeroep aan die einde van Openbaring 12. Die verlossing en die krag en die koningsheerskappy van ons God het deurgebreek, en ook die volmag van Christus, omdat die aanklaer van ons broers uitgegooi is, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hulle het hom oorwin op grond van die bloed van die lam en op grond van hulle getuienis. Selfs in die aangesig van die dood het hulle nie hulle eie lewens lief gehad nie. Daarom juig hemel en diegene wat in die hemel woon. Ellende wag vir julle aarde en see, want die duiwel het met groot woede na julle neergedaal, omdat hy weet dat hy min tyd oor het. So aan die einde van Openbaring 12, in die middel van Openbaring 12, kry ons weer hierdie lofsange oor God. So ons weet weer dat Openbaring 13 en 14 weer oor God gaan, oor die aanbidding van God en dan oor die oorwinning van die gelowige. So weer eens, as ons na die dier gaan kyk, dan is die dier 'n onbenullige beskrywing, half kan jy dink in Openbaring 13, maar tog is dit belangrik om te besef hoe gevaarlik die duiwel is. C.S. Lewis het gesê, as jy die duiwel ontken,
dan veroorsaak jy eintlik dat die duiwel in jou lewe 'n groter inspraak gaan lewe. Maar die werklikheid van die duiwel is daar. Die probleem wat die kerke deesdae het, ag en vir jare het, is hulle blaas die duiwel so groot op na hierdie verskriklike groot drakoniese persoon of monster laat almal bang is en bekommerd is oor wat die duiwel nou gaan doen met sy dier en sy merk en al haar tipe van dinge. In Openbaring word die duiwel nie opgeblaas nie. Die duiwel word vir ons mooi verduidelik hoe God hom op sy plek gesit het en dat hy onder die gesag van God funksioneer, onder die gesag van God se engel funksioneer. En nou is die duiwel kwaad want hy het hierdie stryd teen God verloor en teen God se kerk verloor. So al wat vir hom oorbly is om die gelowiges te probeer verlei. En nou die heel belangrikste van sy strategie is, sy misleiding kom deur geloof. Deur mense wat in die geloof staan. Die meeste misleiding vind plaas in geloofsstelsels. Dis waar Christene die meeste vatbaar is. En daarom dat die dier dan kom, daar kom 'n dier uit die see, wat natuurlik die nabootsing van Christus is, en dan wil die draak gee vir hom baie van sy mag, en dan wil hy eintlik leer ons dat die goddelike trio nou besig is om op die toneel te verskyn. So die valse Jesus kom uit die see uit, hy het ook mag en gesag en krag wat die duiwel vir hom gee, maar wat ons moet weer besef, hierdie mag en krag van hom is onder die krag en mag van God. En dan natuurlik kry ons ook die dier uit die aarde. Dit is die dier, die valse Heilige Gees. Julle onthou die eerste perd wat uitgegaan het, die valse wit perd, is die perd wat hom voorgee as die engel van die lig, maar eintlik die engel van die donker is. Die dier wat uit die aarde uitkom, lyk soos 'n lam, maar hy praat soos die draak. Soos hy lyk op die oog af, lyk dit baie goed. Dit laat jou dink aan God. Maar wanneer hy praat, kom jy agter dat dit nie God is nie. En dit is waar baie van die gelowiges swaar kry, omdat hulle op die oog af na dinge kyk. Dit is baie maklik om video's te volg op YouTube, na preke te luister, mense se menings te volg, geestelike leiers se interpretasies oor die woord, slaafs na te volg, sonder om te gaan kyk, maar wat sê die Bybel regtig oor al hierdie dinge wat die mense kwytraak. So die goddelike trio is nou hier op die aarde besig met 'n strategie. En hierdie strategie is om die mense weg te vat van die Here af, om aanbid te word, om gevolg te word. En dan word die dier beskrywe presies soos wat Jesus sê, wonders gaan plaasvind, genesings, bonatuurlike dinge, en dit is waar gelowiges gevang word. En dit is die probleem van hierdie misleiding en verleiding. Mense stroom na plekke toe, dan sê hulle genesings vind daar plaas, wonderwerke vind daar plaas. Dan gaan dit vir die mense baie meer oor die persone wat hierdie wonderwerke laat plaasvind, of hierdie pastore met hierdie superkrag, of hierdie mense met hierdie wat ook al in hulle lewe is, en dan stroom mense soontoe vir die genesings. Ons leer hier in Openbaring dat ons baie versigtig moet wees om sommer net elkeen te glo en agter elkeen aan te stap. Want die ware God leer ons ken in Openbaring 4. En dis hy wat in beheer is van ons lewe. So die dier is nou hier. En die dier kom met sy 10 horings, 7 koppe. Dit beteken net mag, beheer en heerskappy. So hy kom met daardie krag en mag, kom hy in die wêreld in. So ons moenie gaan karring daar waar die duiwel werk nie. Prof Jan het altyd vir ons gesê, onthou in Kolossense 2 vers 15 lees ons dat die duiwel ontbloot, ontmagtig is en weggevoer is in die triomftog van Christus. Nou die van julle wat van die ouer films gesien het, sal onthou dat wanneer daar 'n oorlog plaasgevind het en die Romeine kom terug en hulle het gewen, dan is die generaal heel voor op sy perd met silverskoon nuwe klere en agter hom al sy soldate ook met silverskoon klere. Dan kom hulle so in die stad in en dan is daar vir hulle so aak gebou, 'n triomf, soos aak die triomf in Frankryk. En dan kom hulle so deur daai koepel. En agter hulle is al die mense, die slawe wat hulle gevang het, sonder klere. Hulle is kaal. So hulle word verneder. En in Kolossense lees ons dat die duiwel so in God se triomftog
meegesleer is. Nou sê Prof Jan altyd vir ons, maar as jy nou gaan karring tussen daai klomp slawe daar agter, dan gaan hulle vir jou pimpel en pers slaan. Jy moet daar wegbly. Ek het met baie mense al in die spreekkamer gewerk wat gaan karring het met die duiwelse goede. En dan wil hulle die Here aanneem. En dan gaan ons deur 'n baie gewoon eenvoudige Bybelse proses, sondebelydenis, waar hulle vir die Here sê wat hulle doen. Ek onthou ek was 'n jong dominee, toe sa 'n vrou wat my kom sien, of 'n jonger dame uit Karedo, sy het 'n verhoudingsprobleem gehad. Terwyl ek vir haar gewag het in die spreekkamer, kom dit by my op. Ek moet vir haar vra, as jy nou vandag doodgaan, gaan jy hemel of hel toe? En sy kom sit daar, ek sê van, weet jy, die gedagte het by my opgekom, ek wil dit vir jou vra. Waarin daai vrou kyk my met so verskriklike harde oë, kyk sy my aan en sy sê vir my, reguit hel toe, sê sy vir my. Skrik my sommer dood, ek het nog nooit in my lewe so iets gehoor nie. Ek WhatsApp my buurvrou, want sy het altyd saam my gebid, sy WhatsApp terug, sy sê, ek sny hare, ek kan nie kom help nie. En ek sê toe vir die persoon, weet jy wat, kan ek vir jou vertel wie Jesus is? En sy sê, ja. Ek sê, Jesus het aarde toe gekom om te sterf vir jou sonde, sodat jy lewe kan hê. Hy het alle magte kom breek, en as jy hom aanvaar, het jy die ewige lewe. Ek sê, wil jy hom aanvaar? Sy sê, ja. Ek sê, weet jy, bely net jou sondes teenoor die Here. Hoor jy, die goed wat sy daar kwyt geraak het, is verskriklik. Sy het die verskriklikste, allerverskriklikste goed bely teenoor God. Al hierdie rowwe goed wat die duiwelse kinders doen. Ek het al met oop oë gesien, eerste keer in my lewe wat ek so iets hoor. En sy het aanhou bely, en toe sy klaar gebid het, want ek kan my oë oop, kyk, hou haar dop, wanneer daar met iets gebeur wat ek nie kan sien nie, ek is maar onseker oor hierdie storie. En toe sy klaar is, en sy maak haar oë oop, toe sy haar oë so sag. Toe sê ek van, weet jy, ek kan nou verkondig, dat die Here jou sondes vergewe het, jy sy kind. En daai dag kom hierdie vrou so tot bekering. Nou, hoekom ek hierdie storie vertel, daar's baie sulke stories. Dan sien mense hoë priesters, en ek weet nie watter hoë rangordes, alles in die okkult en in die satanisme nie. Maar die oomblik, as hulle na die Here toe draai, hulle sondes bely, dan verdwyn al daardie donker goed. Tussen Openbaring 7, waar die Here vir sy engele sê, merk eers my kinders op hulle voorkoppe. En Openbaring 14, waar dit weer belangrik uitgelig word, dat God se kinders gemerk is, lees ons van Openbaring 12 en 13. So waarom wil mense so oor die merk van die dier aangaan, en nie aandag gee aan die merk van Christus nie, die merk van God? As jy 2 YouTube video's maak, en jy sê die merk van God, en die ander die merk van die dier, kyk die meeste mense die merk van die dier. Waarom is mense nie geïnteresseerd? Waarom is gelowiges nie geïnteresseerd op die merk van God nie? Denkpatrone, werksvermoë. Maar die duiwel kry te veel aandag. Die duiwel word te veel opgeblaas. Sy merk. Sien, dis sy merk wat kom. En daarmee is daar ook misleiding. En hier is 'n fyn onderskeid wat ons moet tref. Hoe meer mense oor die duiwel praat, hoe meer moet jy weet, hierdie is deel van die duiwel se getuienis. Ons moet 'n fyn onderskeid hê, want Openbaring vertel vir ons oor en oor en oor wie God is en hoe God aanbid word in die hemel. As iemand na hierdie duiwels luister, hierdie diere luister, dan gaan hulle groot probleme kry. Lees ons in Openbaring 13. Die dier uit die aarde het 2 horings gehad soos 'n lam, maar hy het soos 'n draak gepraat. Moenie alles en almal glo wat hulle self as Christelik voorhou nie. Lank terug was daar 'n boek of 'n persoon, Koe Thomas, wat gesê het, heaven is so real, en almal het daai boek so soetkoek verslind. Ek het die boek so deurgelees, toe kom ek agter, wel, hierdie vrou gebruik Bybelverse, maar dit wat sy sê, het niks met die Bybel uit te maak nie. Jesus gaan stap met haar op die strand, hy wys vir haar die hemel, van haar familie daar, hy wys vir haar die hel, watter familielede daar is. En ek gaan soek toe, op YouTube na, en ek kry video, waar sy sit en soos 'n horlosie so tik,
Nee, daar het saam die boeke video gekom. Sy sit so en tik soos 'n horlosie. En sy sê as sy so beweeg, die krag van God is so sterk, sy kan nie stil sit nie. En dan praat God met haar en sy het 'n pyn hier aan haar maag en dan kom al hierdie dinge nou uit. Nou dis okkult. Okkult is wanneer jy onder so 'n tipe krag wil manifesteer. God laat niemand in die Bybel soos horlosies tik om namens hom te praat nie. En die onderskeid vir ons lê daarin om te sê, maar wat sê die Bybel? Nie wat sê Koet Thomas, wat sê hierdie persoon, wat raak daai skrywer kwyt nie. Wat ons moet weet is, oppas vir dit wat soos 'n lam lyk. Luister mooi, julle sal die draak oor praat. Hierdie lam het ook indrukwekkende dinge gedoen. Hy het voor die mense vuur van die hemel af laat neerkom. Hy mislei aardbewoners deur die tekens wat hy toegelaat is in die teenwoordigheid van die dier. Hy beveel hulle om 'n beeld op te rig. Dit was in daai tyd nog die keiser en dan is hier die wonderbaarlike genesings, die wond wat genees word. Aan hom is die vermoë gegee om asem in die beeld van die dier te blaas sodat die beeld van die dier ook kon praat. Hy het ook almal, klein en groot, ryk en arm, vry en slawe verplig om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te laat aanbring, sodat niemand behalwe die mense met die merk van die naam, die dier of die getal van sy naam sou kon koop of verkoop nie. So Nero se naam was op die silwermuntstukke en die Christen het gesê hulle koop nie met daai geld nie. So eenvoudig soos dit. As jy in Efesiërs ingestap het, dan moet jy wierook neersit om in die markplein in te gaan, want jy moet Artemis aanbid. As jy dit nie doen nie, kan jy nie in die mark ingaan nie. Dit gaan nie daaroor dat ons nou binnekort nie meer by Pick n Pay en Spar en Woolies kan koop nie. Dit het niks met dit uit te waai nie. Die Christene was ook weerhou dan om op goeie plekke kos te kry, want hulle het gesê hulle gaan nie saam afgode en afgodsvleis in dinge koop nie. So eenvoudig soos dit. Dan hier is wysheid nodig. Maar die getal van die dier is die getal van 'n mens en sy getal is 666. Nou wanneer jy gaan met hulle getallesisteem, in Hebreëus is Nero 666. In Grieks is dier 666. En ons weet in Openbaring gaan dit oor die getalle van 6 en 7. 7 is God se getal. So maak nie saak hoeveel 6 die duiwel het nie. Hy is nog steeds onder 7 geskik. So baie mense sal gaan en sê hulle, ja, maar jy weet, die paus is nou 'n 666, daai een is 'n 666 en dan wil hulle nou almal etiketeer met hierdie nommer. Al wat Johannes wou sê, is julle onthou vir Nero in 67 na Christus, 68 na Christus, wat die Christene vervolg het. Julle onthou hom, 70 na Christus is die tempel verwoes. En dan die dier het ook 'n getal in Grieks, 666. Maar nêrens hardloop mense rond en sê 'n bokkie is 'n 666 of daai is 'n 666. Julle hoor hoe mense oor hierdie goed dink. En al wat ons hier leer is, die duiwel is ondergeskik aan God. Hy het hulle gemerk, hy het nou al hierdie merkies en dan sien ons in Openbaring 14, toe is die lam met die 144,000 mense met sy naam en ook sy vader se naam op hulle voorkoppe geskryf. Waarom lees mense dit mis? En waarom lees mense net Openbaring 13 as hulle Openbaring lees? Christus is by jou. Jy is gemerk deur hom. Jou voorkop, jou denkvermoë, jou regterhand, jou werksvermoë. Is die duiwel 'n probleem? Na 3 oorwinnings van Christus, sy engel en die kerk, die bloed van die lam en jou getuienis, kan hy nie regtig vir jou so groot probleem wees nie. Maar tog moet jy versigtig wees, want hy loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na mense om te verslind. En ons moet dan soos die gemeentes in Openbaring seker maak, dat ons nie ons eerste liefde verlaat nie, maar dat God altyd ons eerste liefde sal bly.